water, hy bring ons nader, hy les ons dors, ja, ons redder is hier. Ons teksgedeelte van môre is Markus 1, en gaan lees verse 7 tot 8. Dis Markus 1, verse 7 tot 8. Maar voor ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Onze Heer, onze Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie dat ons so kan versamel wees in die Heilige Gees, versamel kan wees rondom die Heilige Skrifte. Baie dankie vir u woord, Here. Dankie dat ons die woord ook kan lees, kan ondersoek, en onder leiding van die Heilige Gees ons lewens daarvolgens inrig. Here, seën ons ook so en lei ons vanmôre ook, seën die boodskap, seën die prediking, en dat die boodskap ook helder en duidelik na vore sal kom. Ek bid dit ook so, in naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Martha? Ach, shame. Dat was nou nie nodig. Baie dankie, MC, hoor. Ach, shame. Ek het nou regtig net gespot. Ach, shame. Vriende, kom ons lees saam. Markus 1, van vers 7. Natuurlijk, die context is Johannes die doper, die bediening van die doop wat hy ook hanteer, die bekeringsdoop, en dan wil ek so hier vanaf vers 7 net aansluit. Johannes natuurlijk wat hy spreek dan en sê, vers 7, en hy het gespreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Ek herhaal vers 8, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Tot so ver. Nou geliefdes, net so vinnig ook met die ouers gesels, en daarna gaan ek so 'n bietjie met die kinders ook gesels, maar hierdie is een van die tekste wat getuig rondom die doop met water en die doop met die Heilige Gees. Ek weet, ek praat altyd, en by bediening van die doop, praat ek altyd oor die twee tipes dope en so meer. Baie mense voel maar oor die waar kom die ding vandaan? Baie skriftuurlik. Hier is een van die plekke onder andere, en ons kry baie ander bevestigingstekste, ons kry dit onder andere ook in die weergawe van Matteus 3 vers 11, ons kry dit onder andere ook in Lukas 3 vers 16, die bediening van die water, die doop met die water, en die doop met die Heilige Gees. Nou, ook net so vinnig, ek noem het net kortliks, hier is ook nogal insig rondom die prosesse, wat ek net nou van gepraat het. Ons kry twee legitieme prosesse in skrif, ons kry die een proses is eers die water, en dan die Heilige Gees, soos ons nou in hierdie teksgedeelte ook sien. Water, maar hy wat kom, sal julle met die Gees doop. Nee, water, dan Gees. Ons kry het op verskeie ander plekke ook, en dan natuurlijk die ander proces wat ons kry, soos ek net nou ook genoem het, is die doop eers met die Heilige Gees, bekering of wedergeboorte, en daarna die doop met water as 'n uiterlike teken. So ons kry dit op verskeie plekke ook in die skrif. Onder andere eers water, dan Gees, kry ons ook in Handelinge 8 vers 16, ons kry dit ook in Handelinge 19 verse 2 tot 6. Ek wil nog op 'n stadium oor Handelinge 19 'n bietjie prediking lewer, want Handelinge 19 gee ook vir ons die verskil tussen die bekeringsdoop van Johannes en die verbondsdoop in Christus Jesus. So 'n bietjie as jy in diepte daar wil ingaan, maar ek gaan nog op 'n stadium wil ek saam met u daar ook gesels. So net so vinnig oor die prosesse. Maar die kern is die gedeelte, die doop met water en die doop met die Heilige Gees. Hierdie teksgedeelte wat ons vandag gelees het, soos die ander ook, bevestig ook vir ons dat die doop met die Heilige Gees belangriker is. Dis belangriker. Hoe sien ons dis belangriker? Johannes bedien die waterdoop hierso, maar dan getuig Johannes te sê, maar hoorie, die een wat na my kom is groter as ek. Die een wat na my kom is meer waardig. Die een wat na my kom, ek is nie eens waardig om as te ware sy rieme vast te maak van sy skoene nie, of los te maak nie. Dan hy wat kom na my is groter. En die doop wat hy gaan bring is groter, is belangriker. So die doop met die Heilige Gees
is belangriker as die doop met water. Die water is net 'n teken. Dis net 'n teken. Die Heilige Gees is die waarborg. Johannes 3 onder andere verse 1 tot 8, die wedergeboorte, ek gaan later ook weer vinnig daarna verwys, maar wat weer vir ons bevestig, dat sonder die doop met die Gees, sonder die wedergeboorte, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, en jy gaan die koninkryk van God nie beerwe nie. So weer eens, as jy die uiterlike teken van water gebruik net as 'n tradisie, of 'n gewoonte, daar's nie redding in nie. Daar's nie redding in die water en die water kan jou nie help nie. Die water is net 'n teken. Dus wil ek nou amper sê soos met die nagmaal, né? Die brood en die wyn is 'n teken. Maar is 'n teken van iets dieper. Die redding is nie in die brood en die wyn nie. Die redding is in Christus. Die redding is nie in water nie. Die redding is in Christus, waarna die water verwys. En weer eens wil ek sê, ons is volwassenes, ons beklei en stry so oor die water, en die water, en die water. Geliefdes, kom ons begin liewer saam staan in die Gees, en in die doop met die Heilige Gees, as wat ons die heeltyd beklei oor water, water en water. Ek sê weer, ons aanbid nie water nie, en die water gee nie vir jou die gawes nie, soos wat baie mense dit verstaan nie. Dis die Gees van God wat die gawes gee. So geliefdes, volwassenes, ons het die doop met die water en ons het die doop met die Heilige Gees. En weer eens verskeie tekste wat dit vir ons bevestig. Nou ek wil so 'n bietjie saam met die kinders 'n bietjie gesels. Nou verder. Nou ek sê weer eens ja, ek Nee. Ek gaan 'n paar lekker goed met julle hanteer, hoop ek. Alright, maar kom ons kyk. Ek wil 'n bietjie met die kidsies gesels rondom die waterdoop as 'n teken. Net as 'n teken. Alright. Nou ek gaan vir Tannie Marlene hier na vore roep. Sy sê sy wil nie, maar ag kom gou hierso, toe liefie. Nou julle almal ken daarom vir Tannie Marlene, né? Nee. Alright. Aha. Nou wat ek nou gaan doen is, né? Ek gaan 'n prentjie nou teken van Tannie Marlene. Goed reg? Alright. Nee, hey, moenie moeilik maak nie. Alright, is julle reg? Ek gaan gou 'n prentjie teken van Tannie Marlene. Tannie Marlene, jy moet nou stil staan, dat ek nou net mooi kan kyk hierso. Mooi goed as kan reg kry hierso. Alright. Het julle geweet ek is 'n Picasso? Huh? Ek gaan move. Watch out. Mag geen move nie. Hey. Bou nou 'n nasie met sulke mense. Just Johnny, kyk. Hy is reg. Jy moet toch nooit vir 'n skilder gaan staan nie, maar jy kan nie stil staan nie. My mopsticks. Amper gee ek jou 'n ekstra vinger, jy moet oppas. Hierdie is nice. As ek het nou self moet sê, hoor. Perfect. Oh ja. Staan die Marlene, né? Kan julle sien staan die Marlene? Huh? Ai nee man, kom man. Dit is my mooiste, né? Sê my hulle saam. Beautiful, né? Pragtig, né? Alright julle. Nou wat het ek hier gedoen? Ek het 'n prentjie geteken van Tannie Marlene. Is hierdie Tannie Marlene? Nee. Dis 'n stokmanie, 'n stokvroukie, nee, ten minste. Kyk hier rokkie, ek het hom daarom reg. Alright. Maar ja, is nou nie die mooiste nie, nee. Maar dis 'n prentjie. So hierdie is 'n tekening van Tannie Marlene, nee? Maar dis nie Tannie Marlene nie, nee? Dis net 'n prentjie. Dis 'n tekening, né? Of dis 'n teken. Ek het 'n prentjie geteken. So hier is 'n teken van Tannie Marlene. Maar dis nie Tannie Marlene nie. Julle stem saam, né? Dis net 'n prentjie. Baie mooi. Ek is bly julle sien daarom vir Tannie Marlene in my prentjie, né? Baie belangrik, né? Nou help my gou hierso. Kan die prentjie jou help?
Kan Tannie Marlene jou help? Ek vra weer, kan die prentjie jou help? Maar Tannie Marlene kan jou help, nee. Alright, hey, julle slim, ek like julle, hoor. Net, okay, die prentjie kan ons wel 'n bietjie help, net om te sien, dis Tannie Marlene, nee. Vir die wat mooi kyk. Alright, so dit wys net vir ons, dis Tannie Marlene, nee. Maar verder kan hierdie jou nie help nie, nee. As jy hulp nodig het, dan gaan jy mos na Tannie Marlene toe. En vra vir Tannie Marlene. Tannie Marlene help my, nee. Alright, julle het dit, nee. So Tannie Marlene help, nie die teken nie. Die teken wys net vir ons, dis Tannie Marlene. Dit wys na Tannie Marlene toe. Alright. Nou julle met die doop is dieselfde. Okay. Die doop, nee, wat ons nou gedoen het ook hierso, is net 'n teken. Is net 'n teken. Soos hier 'n teken is van Tannie Marlene, is die doop wat ons doen 'n teken, weet julle van wie? 'n teken van Jesus Christus. Kan die water, soos die tekening, kan die water jou red? Wat ek gedoen het hierso. Kan die tekening jou red? Die manier wat jy die tekening doen, mooi of nie, kan dit jou red? Kan dit jou help? Nee, dit kan nie. Dis net 'n teken. Nee? Maar wie kan jou regtig help? Tannie Marlene, mooi. Ja, jy het punte geskoor hier, so hoor. Yes, maar as ons nou kyk na die water is 'n teken van Jesus Christus. So met ander woorde, die water kan jou nie help nie, dis net 'n teken wat ons doen, maar Jesus Christus kan jou help, nee. Maak dit sin? So as jy nou moeilikheid het of probleme het, gaan jy na die water toe hardloop. Water, help my asseblief. Nee, jy gaan na Christus, jy gaan na Jesus. Sê, Jesus, help my asseblief. Ek skind van jou. Nee? Alright, die doop is 'n teken. Die doop is nie die ding wat jou red of jou help of wat ook al die geval is nie, nee. Dit is net 'n teken van Jesus Christus. Dit wys vir ons na Jesus se redding, nee. Dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Nee? So die water wys vir ons, Jesus is my redder, hy is een wat my help, hy is my verlosser, nee. Alright. Hoekom ek het sê vir julle is, ek is by julle as kinders verstaan dit, want ons as groot mense sukkel daarmee. Ons as groot mense, ongelukkig, ons wil die hele tyd na die teken toe hardloop. En as daar moeilikheid is, ons wil ek weer die teken kry. Ek wil weer die teken. Ons beklei oor die teken, ons stry oor die teken. Hoeveel water, hoe gebruik ek die water? Die teken. En seker van om te begin fokus op Jesus, waardeur ons gehelp word. Julle het hom, nee? So julle het die verskil tussen die teken en die regte. Tannie Marlene in die geval, en by die doop is die water die teken wat vir ons wys na Jesus Christus, nee? Alright, julle het hom, nee? Nou oké, ek gaan gou vinnig ietsie ook vra so, ek weet hier is 'n bietjie moeiliker, van die volwassenes kan ook saamgesels hier, maar ek wil vra, kom ons hou die antwoorde net lekker kort. Nou, ons het nou gehoor, daar is 'n doop met water, oké, dis net 'n teken, nee, maar ons doen nie teken wat Jesus vra vir ons moet die teken doen, en want die teken getuig ook vir ander en sê, hoorie, ons is kinders van die Here, nee? Ek as groot mens en selfs ek as kind, nee, ons is deel, so ons doen die doop, is baie belangrik steeds die water doop, maar, het julle net nou gehoor toe die oom gepraat het, daar is 'n doop met die water, en die doop met die, wat is die ander ene? Heilige Gees. Wat een is die belangrike, die doop met die water of die doop met die Heilige Gees? Heilige Gees, mooi julle, beautiful, nee? Die doop met die Gees is die belangrike, nee? Dis die kern ene. Nou wil ek gou 'n vraag vra, nee, ek gaan geleentheid gee dat die groot mense saam vinnig kan gesels. Wat is die doop met die Heilige Gees? Wat is die doop met die Heilige Gees? Kom ons maak dit eenvoudig, nou nie diep nie. Eenvoudig, wat is die doop met die Heilige Gees? Weet iemand? Wedergeboorte? Wat is wedergeboorte? Wat is wedergeboorte? Wat is doop met die Gees? Wat beteken dit rarig? Ons hoor dit, wat is dit? Is iets baie eenvoudig. Hier sê ek, die kinders gaan julle help. Yes. Gee jou hart vir Jesus. Mooi, nee, om jou hart vir Jesus te gee. Baie mooi, nee. Anton, ek het daar ook, was dit Anton aan? Shirley?
om God as jou redder te aanvaar, né? Gee jou hart vir Jesus, om God as redder te aanvaar. Nou ek gaan dit nou sommer baie eenvoudig stel. Die doop met die Heilige Gees is om die Gees van God te ontvang. Punt. Die doop met die Heilige Gees is die dag wanneer jy die Gees van God ontvang, wanneer jy die Gees van God kry. Is dit die doop met die Gees? Ons maak dit baie moeilik baie keer, nee? Ons maak dit baie kompleks. Nee, dis die dag wanneer jy die doop, wanneer jy die Heilige Gees kry, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, dan vind die doop met die Gees plaas. Wat insluit, soos ons nou sê, nee? Om jou hart vir die Here te gee, om te bekeer tot die Here, om in te keer tot die Here, en so meer, nee. Dis die doop met die Gees, is as jy die Heilige Gees kry. Nou oké, volgende vinnige vraag, hoe kry jy die Heilige Gees? Ja, hoe kry jy die Heilige Gees? Oké, dan gaan jy as die kinders kans gee, Anton, dan kom ons nou op. Bybel, die woord, mooi. Bid vir Jesus, julle is pragtig, julle kinders, ek like dit, hoor. Respek vir Jesus, nee? Lief wees vir Jesus, verhouding met Jesus, nee? Gogie. Sorg vir Jesus, nee? Met ander woorde, jy is in verhouding met Jesus, nee? Jy stap die pad saam met Jesus, nee? Hy sorg vir jou, jy kyk vir sy dinge en so meer. Beautiful, julle, hoor. Kom ons hoor gaan daarbo. Jy moet hom vertrou. Baie mooi, nee? Hoor ek hoor 'n paar, it is beautiful, nee? Hier kom die manne wat nou lekker gaan gesels. Ek hoor dit, Norman en dan hom Koos. Draai na Christus, nee? Lê die sonde af. Draai na Christus toe, nee? Hom Koos. Nooi hom uit, nee? Julle praat allemaal perfect, hoor. Ek vat het gauw saam, net met so'n paar gedagtes, en julle het het mooi gesê. Hoe kry jy die Heilige Gees? Eerstens deur die hoor van die woord, die Bybel. Dis eerste plek, nee? En deur die hoor van die woord, kry ons geloof. So deur geloof, nee? Vertroue, ek het het so lekker gehoor hierso, nee? Deur geloof, ontvang ons die Heilige Gees, nee? Die een kry ons in Romeine 10, die een in Galasiërs 3, nee? So die woord is belangrik, die geloof, ek hoor die woord, ek glo die woord, nee? En nou kom 'n belangrike ding, en almal van julle het dit gesê ook, bid en vra vir die Heilige Gees, nee? Ek lees die Bybel, ek hoor hierdie dinge, ek glo hierdie dinge, en nou gaan ek na die Here toe, ek draai na die Here toe, ek draai om, ek sê, Here, ek gee my hart vir U. Here, hier is ek, asseblief Here, kom in my lewe in, kom in deur die Heilige Gees. Verander my, vernuwe my, ou lewe weg, nuwe lewe begin. So met ander woorde, die woord, die geloof, en deur die geloof, gebed, en ons vra, asseblief Here. Ek bedoel, elkeen van ons het iewers in ons lewe gekom, ons het die woord gehoor, ons het tot geloof gekom, en ons het gegaan en gesê, Here, asseblief hier is ek. Ek soek vir U, werk in deur die Gees. Bid, net gaan die tekst ook vir U gee, natuurlijk Lukas 11 vers 13, nee? Bid, en ek sal die Gees vir jou gee. Bid, vra dit. Onderk. Ek wil sê, die belangrikste ding is nie doop met die Heilige Gees, maar wel vervulling met die Heilige Gees. As een mens vat dat die apostel Petrus voor Jesus Christus was, dit 3 keer gesê, ek sal nie verloor nie, wat die verloor nie vir Jesus, maar toe Jesus gekruis is op die vaart aan die Heilige Gees uitgestort, sy gevas met die Heilige Gees, het woordgewinne preek en 3000 mense het tot bekering gekom. Moet ek nou nie moeilik maak, ek is bezig met die kinders hier so. Nou moet ek eers vervul verduidelik. Maar ja, waardig Oom Dirk sê, mooi Oom Dirk hoor, beautiful. Maar ja, ek wil hê julle moet vandag net kern hoor, wat is belangrik, nee? Die doop met die Heilige Gees, om te vra, Here, ek soek die Gees, nee? En dan soos Oom Dirk sê, soos ons groei in die Here, word ons vervul in die Gees, ons groei in die Gees, ons raak sterker in die Gees, nee? So dit is 'n groeiproses. Oom Dirk, baie dankie hoor. Vriende, baie mooi. Nou oké, gou laaste vraagie vir julle vandag. Laaste gedagte. Julle het nou gehoor die Heilige Gees. En die Heilige Gees is belangrik, nee? Om die Heilige Gees te kry, te ontvang, nee? Maar hoe kan ons die Heilige Gees verstaan? Heilige Gees is nogal moeilik om te verstaan, nee? Nou interessant, Jesus gebruik in Johannes 3 vers 8, dan sê Jesus dat die Heilige Gees werk soos wind.
Ek sê dit nou eenvoudig. Werk soos wind. Nou, kom ons gaan gou kyk. Ek het nou hier so 'n massiewe waaiertjie hier gebring. Ek hoop hy werk. Ek het hom heel aand gecharge. Hy werk. Terwyl hy werk, stuur hom vinnig om. Stuur hom gou so vinnig om. Voel julle om, né? Ek hoop hy batterytjie hou. Voel julle om, né? Ek gee nou vir julle wind gou, né? Daar is nou wind. Né? Dis 'n waaiertjie gebruik om die wind. Pragtig. Sê die dominee gaan definitief in die somer nie koel kry met daai waier nie, né? Ooh. Mooi, daar is hy, daarom deur. Oeh, dis lekker wind, nee. Ek kan nie eens my hare waai nie, nee. Ai, hoor julle. Nou kyk, kom ons hoor gou. Nou moet ons eers afsit, daar is hy. Ok, ek het nou die waaiertjie gebruik om vir julle te sê, dis wind, nee. Julle almal ken daarom wind, nee. Nou sê my gou, het julle al wind gesien? Kan nie wind sien nie, nee. Alright, maar soos die waaiertjie, het julle al wind gevoel? Yes, nee, jy voel hom waai, nee. Alright, sê my, het julle al die wind gehoor? Yes, nee. Shhh, hy buite, nee, dan hoor jy hom, nee. Alright, en sê my 'n ander ding, het jy al gesien, ek kan nie die wind sien nie, maar ek sien die blare op die boom. Hy beweeg, nee. So hy wys vir ons, daar's wind. Alright, nou die Heilige Gees is soos wind. Jy kan nie die Heilige Gees sien nie, nee. Maar, jy kan die Heilige Gees hoor. As jy hom ontvang het en hy kom bly binne in jou, hy praat met jou binnekant, nee? Jy kan hom hoor. Jy kan die Heilige Gees voel. Jy kry baie keer daai hoendervleise, nee? Of sulke warm hitte, of al hierdie dinge, nee? Ons kan hom voel. En, ons kan die Heilige Gees, nou ons groot mense praat van die effek op die blare. Ons kan sy effek sien. Alright, ons kan sy inwerking sien op ons lewens, nee? Dit wat die groot ooms en tannies ook net nou gepraat het. So julle kan altyd, as julle probeer dink aan Heilige Gees, dink aan wind. Wind help ons om Heilige Gees te verstaan. Alright, nou right, daar is my alarm om te sê, ek is nou klaar, en dankie my tannie, hoor. Nou, gou net gou vinnig vir julle vraag. Kiddies, help my gou, julle het die volgende geleer. Alright, oor watter 2 dope het julle geleer? Die doop met die water en die doop met die Gees. Mooi, nee. Watter doop is net 'n teken? Die water is net 'n teken, nee. Is 'n teken wat wys na Jesus Christus, nee. So weer eens, die water kan jou nie help nie, die water kan jou nie red nie. Jesus Christus kan, nee. Onthou die prentjie, nee. Alright, watter doop is die belangrikste? Mooi, Heilige Gees, pragtig, nee. Maar onthou, ons doop steeds met water, want Jesus het gevra, doop ook met water, want ons moet getuig oor Jesus, nee. So daarom doop ons ook met water. Mooi. Hoe kry ons die Heilige Gees? Moeiliker vraag. Hoe kry ons die Heilige Gees? Bybel? Bid, mooi. Verhouding, mooi, ek hou daarvan, mooi, verbond. Glo, mooi, nee. Bybel, glo, bid, nee. Alright, julle het hom, pragtig, nee. En laaste vraag. Die Heilige Gees is soos wat? Wind, mooi, julle het hom, hoor. Hoekom? Want ons kan hom hoor, ons kan hom voel, en ons kan sy effek op die einde van die dag sien. Alright, julle weet nou wat gaan met die doop, nee. Verstaan julle die 2 dope? Nou moet julle die groot mense gaan leer, hoor. Alright, gaan help hulle nou 'n bietjie. Alright, daar is hy. Kom ons hoor sy laaste gedagte. Klink amper soos reën ook, nee. En ons het reën ook altyd nodig saam met die wind, nee. Baie mooi. Hoor die vriende daarmee, amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons 'n gebed.
Here Jesus Christus, Here, dankie dat ons vandag so 'n bietjie kon saam kyk na die doop en doop met water en doop met Heilige Gees. Baie dankie vir skrifgedeeltes wat dit vir ons bevestig ook, Here. Ek wil bid vir die volwassenes, ons is groot mense, dat U ons regtig sal help om daai tekste te bestudeer, te ondersoek, om te verstaan dat daar is 'n doop met die Gees ook. Nie net 'n doop met water nie. Help ons ook om te verstaan, Here, dat die doop met die Gees is die kernbelangrike. Ja, Here, ons doen nie doop met die water, want U vra dit van ons, en ons weet dit is 'n teken met betekenisse ook, en dankie dat ons die uiterlike teken kan bring ook, in gehoorsaamheid aan U, maar dat ons weet dat dit is net 'n teken, is 'n teken wat verwys na U. Dit is 'n teken wat wys dat U is ons redder en ons verlosser, nie net vir volwassenes nie, maar ook vir kinders. Dit is 'n teken wat wys dat U soek 'n verhouding met ons, en dit is 'n teken wat wys dat ons is deel van die kerk. Dankie dat ons weet hierdie dinge weer eens nie net vir volwassenes nie, maar ook vir kinders. Here, maar dankie dat ons kon kyk na die doop met die Heilige Gees. Dat ons verstaan dat die doop met die Gees is so kernbelangrik, noodsaaklik, daardeur is redding, Here. Help ons om nie te vas te kyk in die teken en te hoop dat ons gered gaan word daardeur nie, maar dat ons eerder sal weet dat ons redding is in U en deur die inwerking van die Heilige Gees, die doop met die Gees. Dankie, Here, dat ons ook kan kyk na hoe die Heilige Gees is, en sommer net die eenvoudige voorbeeld van wind kon gebruik, en dankie, Here, dat U vandag so met die kiddies ook in besonder gewerk het, dankie dat hulle lekker saam kon gesels ook, en dankie dat hulle ook nou kan uitgaan, en vir ander mense weer kan vertel, rondom die 2 tipes dope, wat die belangrike ene is, en hoe ons op die eind vandag die Heilige Gees ontvang. Dankie, Here, dat ons deur die woord, deur geloof en deur gebed ook U Gees kan ontvang in ons, en dat ons deur die Heilige Gees verbind word ook so aan U. Seën die kinders, Here, seën die volwassenes, en help ons almal, Here, om 'n getuie te wees van U ook in hierdie stikkende wêreld. In Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie julle, hoor. Kom ons gee vir die kiddies 'n lekker hande klap, hoor. Julle het mooi gepraat, hoor. Beautiful. Lewende water, Hy bring ons nader.